Goeiedag, Yeshua leer ons bid, Vader gee ons daglikse brood en dit is my gebed dat Abba vir ons vandag elke een vars manna uit sy troonkamer sal gee. Abba Vader het vir ons sy wapenrusting gegee wat ons kan aantrek want ons wat Yeshua aanvaar as ons verlosser en saligmaker het nodig om te weet ons is in 'n oorlog. Ons is in 'n oorlog. En Abba Vader het vir ons sy wapenrusting gegee om vas te bly staan in ons geloof en om die uitdagings en die versoekings van die lewe die hoof te bied. In Efesiërs 6 vers 11 staan vir elkeen van ons: trek die volle wapenrusting van Jotewawei aan, sodat jy kan staande bly teen die liste van die duiwel. As ook sê die woord in vers 12 of vers 13, sodat jy weerstand kan bied in die dag van onheil en nadat jy alles volbring het, staande kan bly. So die eerste wapenrusting is die gordel van waarheid. En gordel van waarheid is die Griekse woord aletheia, wat beteken eerstens waarheid, maar aletheia beteken ook tweedens gesindheid, jou toegewydheid en daardie passie. Aletheia beteken ook derdens sonder was. Wat beteken dat daar geen krake in jou is nie, geen valsheid nie, geen voorgee nie. Nee, jy is 'n soldaat wat toetree tot die oorlog met ywer. Jy is gereed en jy is paraat. Die tweede wapenrusting in Efesiërs 6 vers 14 is die borswapen van geregtigheid. Nou die Romeinse soldate het verskillende borswapens gedra, maar die bekendste was die gegote metaalborsplaat, wat gestrek het vanaf die soldaat se nek tot onder by sy heupe. Nou hierdie borsplaat of borsharnas het die lewensbelangrike area van die soldaat se liggaam beskerm, naamlik die hart. Geen soldaat sou ooit daaraan dink om in die geveg in te gaan sonder dat sy lewensbelangrike orgaan, sy hart, beskerm word nie. Maar wat is die borswapen van geregtigheid? Dit is wat ons beskerm teen die pyle en die spiese en die swaarde wat in die geveg geswaai word. Ons word deur geregtigheid in ons lewensbelangrike gebiede beskerm. Maar die borswapen van geregtigheid, waarvan praat ons? Dis die geregtigheid in Yeshua, nie ons eie geregtigheid nie. Nee, met die geregtigheid van Yeshua. Jesaja sê, al ons eie geregtigheid is soos vuil lappe. Die oomblik wat ons Yeshua aanvaar as ons saligmaker en verlosser, vat hy ons geregtigheid op hom en hy gee vir ons sy geregtigheid. Yeshua het ons verlos, hy het ons gereinig en hy het ons kom regverdig. Hoe? Yeshua het betaal vir al die sondes in die wêreld. 2 Korintiërs 5 vers 21 sê, want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. So Abba Vader het al die sondes wat in ons rekening was, want wat is die loon van sonde? Die dood. Al die sondes wat in ons rekenings was, gesit in Yeshua se rekening en daarom het Yeshua vir ons gesterf, want die loon van die sonde is die dood, Romeine 6 vers 21. Maar is dit die borswapen van geregtigheid wat ons moet aantrek, deel van die wapenrusting? Hoor gou, Yeshua het vir ons die geregtigheid gegee deur die prys wat hy betaal het, maar ons het ook nodig om geregtigheid aan te trek. Ons het nodig om geregtigheid deel te maak van ons lewe. Dis 'n regverdige gedrag wat ons ook moet toon. Filippense 2 vers 12 tot 13 sê, daarom my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwesigheid, werk julle eie heil uit met vrees en bewing, want dit is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehae. Met ander woorde, Yeshua het my en jou loon op hom geneem, vir ons sy geregtigheid gegee, so nou kan ons deel word van Yeshua se army. Maar nou as Yeshua se soldate is ons verantwoordelik om die geregtigheid wat aan ons gegee is te leef. Ons het nodig om ons generaal gehoorsaam te wees. En daarom sê Yeshua ook, as julle my liefhet,
onderhou my gebooie. Met ander woorde, as 'n soldaat van Yeshua se army het ons nodig om toegewy te wees. Ons het nodig om gereed te wees. Ons het nodig om gehoorsaam te wees as sy soldate. 'n Heilige lewe is die borswapen van geregtigheid. Jy sien, as daar sondes is in jou lewe wat jy nie meer klaar gemaak het nie, gaan jy die oorlog in, kwesbaar. Jy sien, jy kan nie vir die koninkryk van lig veg, dis Yeshua se koninkryk, die koninkryk van lig, maar jy laat sekere deure in jou lewe oop vir die koninkryk van duisternis nie. Ek het nog nooit van 'n soldaat gehoor wat in die dag vir die vyand skiet en in die aand die vyand innooi in sy huis en saam met hom lekker koffie drink nie. Jy kan nie so oorlog voer nie. As daar 'n deur oop is vir die vyand in jou lewe, gaan jy seer kry. As daar krake in jou borswapen is, gaan die vyand inkom. Hou op kompromie sluit met sondes in jou lewe. Nee, trek die borswapen van geregtigheid aan. Jy sien, dis nie voldoende in enige army om in die dag aggressief gehoorsaam te veg, maar in die aand of in die skelm, in die duisternis, gee ek toe aan die vyand se versoeke nie. Paulus sê in 2 Korintiërs 7 vers 1, terwyl ons dan hierdie beloftes het, geliefdes, laat ons van alle besoedeling van die vlees en die gees onsself reinig en laat ons die heiligmaking in die vrees van Jotawaweh volbring. Jy kan nie sit met enige onheilige alliansies nie. Jy sien, wanneer die vyand sonde sien, in my en jou lewe sien hy 'n deur oop, of 'n opening, 'n kraak in jou borswapen. En die kleinste kraakie kan op 'n baie noodlottige manier ontgin word. So om die wapenrusting van Jotawaweh aan te trek, verg toewyding en dit vra geregtigheid. In Romeine 13 vers 11 sê Paulus, kyk, ons is nader aan die einde as wat ons nog ooit was. En dit is tyd om wakker te word. Dit is tyd om die wapenrusting van Jotawaweh aan te trek. Die uur is op hande. Laat ons dus die dade van die duisternis aflê en die wapenrusting van die koninkryk van lig aantrek. Die wapenrusting van lig wat die dade van die duisternis op sy skuif. Ek is klaar met dit. Is ook nog 'n manier om die borswapen van geregtigheid te beskryf. So wat beteken dit? Dit beteken sluit geen meer kompromie met sondes in jou lewe nie. En die Heilige Gees sal vir jou wys. Sluit geen kompromie mee nie. Maak geen verdere voorsiening vir die vlees met betrekking tot sy begeerlikhede nie. Daarom kom trek aan en maak seker, alle soldate om jou trek ook die gordel van waarheid aan. In jou gesin, maak seker, almal in die gesin trek ook die gordel van waarheid aan. Onthou, die waarheid is die grondslag van ons verdediging. Leuns en misleiding is die vyand se gereedskap en die waarheid help ons om daarteen te staan. Ons trek ook die borswapen van geregtigheid aan. Dit beskerm ons harte en hou ons in die regte verhouding met Abba Vader. Ons stap saam met hom in intimiteit waar ons hierdie borswapen aan het en hou ons waaksaam en dit beskerm ons teen die aanvalle van sonde en ons sluit geen kompromie met die vyand nie. Kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, Papa God, dankie vir die wapenrusting wat U vir ons gee. Vader, ons wil ons hart bewaar en daar waar ons hart kan dink en daar waar nog enige vlees en gees, daar waar ons kompromie sluit met die vyand, ons wil nie vir U veg en in die aand die vyand saam mee kuier nie, of in die duister of in die skelm nie. Nee, ons wil die borswapen van geregtigheid aantrek. Ons wil 'n ware soldaat van U army wees, Yeshua. Ek bid dit alles in Yeshua Messiah se naam, die seun van Jotawaweh. Amen. Shalom.